Welkom terug by die groot ontbyt. Kyk, was onlangs South African Fashion Week, né? Ek praat nie elke nou en dan net Engels, dis baie min Engels praat. En ons het toe nou besluit ons gaan 'n bietjie praat oor mode, nie net mode nie, maar spesifiek oor modelwerk, want dit vat 'n model, dit vat mense om mode vir jou te wys, jy verstaan? En daarom gesels ons toe nou vanmôre met Marike Opperman. Goeiemôre Marike. Ag baie dankie, goeiemôre julle. Dit is 'n voorreg om hier te wees. Dis lekker om jou hier te hê, Marike. Jy is nou jy het baie ervaring as 'n model en ook as 'n modelafrigter. Yes. Ja. So hoe as 'n beroep in Suid-Afrika, hoeveel potensiaal is daar vir mense wat wil modelle word? Daar is ongelooflik baie potensiaal. Die bedryf is so groot. Dit is so wyd. Jy weet, jy het modelwerk in high fashion en dan is daar ook pageantry. Jy weet, dan raak dit skoonheidskompetisies. En as 'n mens dit in sigself net daarna kyk, is dit so wyd. Dit is klere, dit is hoe om te leer hoe om onderhoude te voer, hoe om te praat, hoe om mooier te lyk. Jy weet, hoe om mooi te staan en mooi te loop voor die kamera. So daar is soveel fasette. En dan een van hulle is ook natuurlik wat se charities as jy mee besig. So die dames het so baie om te leer. Jy weet, ek moet eintlik nou teruggaan want ek wil net groot gaan hier net alles vertel, maar daar is soveel fasette van die bedryf. Dit is eintlik mind-blowing. Nou enige bedryf ontwikkel en groei. Hoe het die modebedryf in die laaste 20 jaar verander? Dis 'n baie goeie vraag daai. So wat gebeur het is jare terug. Dit is gewoonlik jonger dames en dit was verskriklike klein fyn meisies. Natuurlik moet hulle lank wees. Ek praat nou van die dames spesifiek. Maar deesdae het dinge baie verander. Ja, lente speel in die high fashion wêreld speel lente 'n baie groot rol. So high fashion is soos loopplankwerk en dis. Dit is yes, absoluut. Ja, dis fashion weeks. Dit is lang dames wat jy daar wil laat loop en natuurlik die mans ook. En deesdae het dinge verander met ouderdom ook en ek dink dit is waar ek myself nou ewe skielik bevind het, is jy's bietjie ouer en the world is your runway. En dit is amazing, jy weet, jy's 'n regtig 'n inspirasie vir jonger kinders en jy dra ook handelsmerke wat jy wil hê, weet wat jy wil hê mense moet sien koop. En ontwerpers ontwerp klere vir ons wat hulle wil hê moet gekoop word en gedra word. Nou, want dis op jou die mark waarvoor 'n mens moet in Engels kyker, nee, jy moet vir daai mark werk en dan help dit om 'n model te gebruik van die mark mee kan assosieer. Absoluut. En ek dink dit is ook wat dit nou lekker maak want dit is nou dit is nou net soos fashion week vir my hierdie. Ek love dit. Jy weet, en met The Devil Wears Prada wat nou uit is, almal hang nou omtrent uit op die rooi tapuite en dit wys jy net mode is vir enige iemand, vir enige ouderdom. Ja. Solank jy goed voel en regtig selfversekerd voel in wat jy dra. Ek dink daai is mooi gesê want ek dink ons mis dit baie keer. Ek dink ons dink mode is net vir 'n sekere groep of vir jonger mense. Absoluut. Maar ek is mal oor dat jy sê dit is vir almal solank jy goed voel. Ja. Want ek dink dit moet ook persoonlik by jou pas. Jy wil nie iets aantrek wat jy dink, okay, hier is nou, jy weet, in fashion, maar ek is doodongemaklik in hierdie nie. Dit is so. Ek het nou juist 'n fashion item gekoop nou eendag om bietjie te kyk hoe dit werk, maar dit werk nie. Hy hang in die kas. So jy kan dit nie net dra omdat dit nou skielik in die mode is nie. Ja. Jy praat nou van iets waaraan jy goed voel. Dit gaan op die einde oor selfvertroue. Dit gaan oor gemaklik wees in jou eie vel. Ja. Dit gaan oor jouself kan handhaaf in 'n omgewing. Dit gaan op die einde oor binne-in. As 'n mens dink aan modelwerk spesifiek, hoeveel van die modelwerk elemente gaan eintlik oor 'n gesonde mens wees? Ja. Eerder as net die skoonheid. Absoluut, eintlik alles, want as jy nie okay is in jouself nie, kan jy nie daai confidence en daai selfvertroue uitstraal nie. Selfs met as jy runways walk of as jy opeindig om editorials te skiet of 'n brand campaigns te doen, jy moet so selfversekerd wees. En baie kere kom jy aan en die crew is glad nie mal oor jou nie. Jy's gecast, maar hulle is net nie lus om en dis die realiteit. Dan moet jy sterk staan en sê, "Girl, you've got this." Ja. Ek is hier. I deserve being here. En ek is hierso, ek gaan dit laat werk. So jy moet in jouself glo en alle en enige insecurities wat daar is, daar's nie nou tyd daarvoor nie. Tjoe, dis nogals belangrik. Dis interessant om dit te dink. Watter wanopvattinge dink jy het mense oor modelwerk, veral vir vroue oor 45? Ja, dis 'n baie goeie vraag daai. So ek dink een van die wat ek al die afgelope tydjie hoor is mense wat sê dit is net so glamorous. Jy weet, jy daag op en jy word net geglam en mooi gemaak. Ons praat van glam, jy weet, jy word opgeglam. Maar julle daai dae kan maklik 12 ure lank raak. Ja. Jy kom aan, so jy moet seker gemaak dat jy die dag voor die tyd dat jy baie geëet en ongelooflik baie gedrink. Nou, weet water gedrink. Nou mense dink modelle eet nie. Julle ons eet soos rispus opstel want jy werk hard. Dit is werk in sigself. So
Dan sal die ontwerpers vir byvoorbeeld sê ek gaan in haar en make-up doen rehearsals, dan is jy al klaar 'n paar ure in die dag in en dan moet jy weer klere aantrek want dan skiet ons editorials. So teen 12:00 1:00 is jy gedaan. Ja. Jy is moeg en jy moet eet en jy moet drink en jy moet jouself nourish en jy moet sterk staan en die hele tyd die energie bring want dan later vanaand eers 7:00, 8:00, 9:00 stap jy eers in jou show. Okay. So jy kom nie daar aan en dis net pamper lank sessie die hele tyd nie. So jy werk, jy is lekker gedaan of ek is lekker gedaan na die tyd. Jy praat nou van energie, volhoubare energie en gesond lewe en dies meer. Dit is 'n wanpersepsie wat mense het dat modelle so min as moontlik eet om so maar as moontlik te bly en half bleek is en dis die gevoel wat mense kry. Hulle eet koekoeiegras en swembadwater. Dit is so. Dit is so. Maar dit is nie die geval nie, is dit? Glad nie. So ons eet pizzas op stel. Iemand het daai dag vir my gesê want ek mentor baie dames en hulle sê vir my, "Hoerie, hulle het vir ons pizzas op stel gegee." Ek sê jy kan bly as jy pizzas gekry. Pizzas is die wonderlikste ding om te eet op stel want wat jy nou inneem, jou maag gaan nie nou skielik groter word nie. Dit is wat jy die afgelope paar weke in jou lyf gesit het juis vir hierdie oomblik. Jy weet en natuurlik wat jy geëet het, hoe jou vel lyk. Jou vel is alles. Jy het kort natural nails, dink julle kan hierso sien. Lang fancy nails werk glad nie. Ja. Gloeiende vel. Jy moet so mooi kyk na jouself. Wat is jou routine? Soos jy praat nou en Peer het nou gevra ook van daai routine om na jouself te kyk, gesond te bly, velsorg. Het jy iets spesifiek wat jy doen in soos 'n lead-up na Fashion Week toe, of is dit maar konstant altyd dieselfde? Ja, dit konstant altyd. Jy moet altyd na jou vel kyk op dieselfde manier en dit is jy gee alles in die oggend en in die aand, ongelooflik baie water en bietjie sommer ekstra kollageen en ek love hyaluronic acid. Okay. So dit is 'n ongelooflike bestanddeel om heeltyd jou vel bevochtig te hou en dit is so belangrik want as jy skielik 'n nuwe velroetine of skielik 'n nuwe face mask aansit, dan kan jy dalk 'n uitslag kry. Want môre is jy onder die ligte, hierdie warm ligte, dis ander gemeerkunstenaars, dis ander borseltjies, ander produkte en dan kan jou vel reageer. En ek het agtergevind om dieselfde produkte te gebruik, nou al vir jare is ek op dieselfde reeks. En my vel lyk altyd regtig baie mooi, want dit is konstant. My barrier is konstant. Dis maar dit baie water, naaltjies moet my altyd mooi gemaintain word, genoeg slaap. En wees all in elke nuwe oomblik van die dag. Jy weet, ek het 2 tieners. So dis my baie belangrik want daar is baie dae wat ek nie by hulle kan wees nie, wat ek besig is op stelle. Maar as ek by hulle is ek 'n teenwoordige mamma, ek is oral, I show up, I'm there. Ek lyk nie altyd glamorous nie. Daai sweetbok looks wat julle net van gepraat het, was onder die Crocs. Okay, goed. En dis wat jy nou gesê het, wees daar in selfdissipline. Absoluut. Die hele tyd, dis baie krities belangrik. Dit is so belangrik want dit is so maklik vir 'n mens om carried away te raak vir die lewe. Jy weet jy sê hier, maar eintlik moet jy daar wees. Wees daar vir jou kinders. Dat as jy vir 24 uur dalk nie by die huis is nie, dis okay, want jy is 'n teenwoordige 'n partner of parent. Wat sal jou boodskap wees aan vroue wat so half dink, ja, dis te laat om te droom, ek kan nie weer iets aanpak nie. En dit hoef nie eers iets in die modewêreld te wees nie, maar net so half of selfvertroue verloor het en wie hulle is. Jong meisies dalk wat ook die ons weet meisies sukkel ook baie, hulle vergelyk hulle self op sosiale media met baie mense. Wat sal jou boodskap aan mense wees volgende? Dis maar die lekkerste vraag. So ek gaan begin by die jonger met die meisies of die jong dames. So wat jou uniek maak is wat die modebedryf van hou. Weet die gap in jou tande, die sproete soos vir my in my opsig. Jy weet my rooi hare, my sproete, ek was altyd gespot geweest en skielik het dit my feature begin raak. Ek het my lang bene, ek was altyd die langste in die skool geweest. Agter die skoolhoof heel in die middel, Marika met die rooi hare staan so uit elke nuwe jaar. Dit was my issue geweest. En skielik is dit. So ek gebruik daai voorbeeld om vir jong meisies te sê wat ook al jou anders maak, dit is jou sterkpunt. So kom ons bou daarop. En dan vir vrouens wat 30s en mid-30s is, dit is nie te laat nie. Jy weet, ons kom jare terug uit die ding uit van jy kan net een ding doen. Maar nee, daar is soveel fasette van ons. Ons kan so baie doen. Jy kan werk, jy kan dit doen. Sosiale media is daar. Ook daar's so baie dinge wat 'n mens kan doen en is nooit te laat nie. As jy kyk na Hollywood en dan weet wat al die sterre doen, baie van hulle se loopbaan het eers begin toe hulle 40's is. 40's en ouer. So dis nooit te laat nie. Wees avontuurlustig, waag
Ja. en glo in jouself. Absoluut, dis jou jaar. Absoluut. Marika, baie dankie. Dis 'n lekker positiewe noot om dit op te eindig. Dankie dat jy hier was vanmôre en alle sterkte dan met die modewêreld. Ag baie dankie. Ek waardeer dit vreeslik weer. Dankie vir julle tyd. Nou ja, daar het jy dit. Marika Opperman, sy is nie net 'n model nie, maar ook 'n modelafrigter. Is interessant om te hoor hoeveel dinge daarin gaan. Mense dink gewoonlik net dag op en kyk vir die kamera, soos wat ek maar maak. Maar dit is nou glad nie so vir modelle nie. Hulle werk regtig. Nou ja, as ons terugkom net advertensiebreek, se tyd vir die nuus en die weer.